Goeiemôre broers en susters, hartlik welkom vanmôre by die erediens. Mag die Here ook deur sy Gees self hier teenwoordig wees. Broers en susters, kom ons staan asseblief vir die groet en ook vir die lofsang. Nie aan ons nie, o Here, nie aan ons nie, maar aan U kom toe al die eer en die heerlikheid van nou af tot in ewigheid. Amen. Ons lofsang, broers en susters, is Gesang 12, die eerste en die derde vers. Broers en susters, in Job 11, vers 11, lees ons, God ken skynheilige mense. Hy sien die sondaars raak. Kom ons meet aan ons lewens aan God se wet volgens Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot in die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Saterdag heilige. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag niemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n beeste of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort. Ons het onsself nou aan God se wet gemeet, broers en susters, en as ons eerlik teenoor onsself is, sal ons sien en erken dat ons skuldig staan teenoor God en teenoor mekaar. Kom ons bely dan ook ons skuld met die sin van Psalm 119 vers 20.
met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. In die hart glo ons en ons word vrygespreek. En met die mond bely ons en ons word gered. Kom ons bely dan nou ons geloof in hierdie God saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het tot die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit in die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons bevestig ook dit ons bely, broers en susters, met die sing van Psalm 38, vers 1. Verwelkom dit altyd. En ek het onderneem om vanmôre dan in die prediking ook hierdie saak aan te spreek. Die video, broers en susters, waaroor dit gaan in kort. Dit gaan oor die gee van tiendes. En die pastoor in die video het nou 'n klompie opmerkings gemaak oor die saak van tiendes. Ek gaan nou nie oor op wat hy gesê het spesifiek in nie, want die vrae ontstaan aan die hand van die video is dan onder andere, maar is dit in ons tyd nog nodig, belangrik? Is dit nog 'n verpligting dat ons tiendes moet gee? Ander vraag daarmee saam byvoorbeeld. Iemand kan sê, maar ek help my buurman, hulle kry finansiëel swaar, ek help by die ouerhuis, so hoekom moet ek nou nog vir die kerk ook geld gee? My tiende wat ek gee, is dan in die vorm van my hulp aan die buurman en my hulp by die ouerhuis as die mens onthaal. Is dit dan nog nodig wat ek vir die kerk ook moet gee? So staan daar 'n klompie vrae uit so 'n video, wat die opmerking is ook gemaak, maar so 'n video maak mense ons dit te mekaar. Jy weet nie regtig wat om te dink oor die saak van tiendes as jy nou hierdie video geluister het. Dalk het jy ook so 'n videoetjie gekry.
wat is die kerk so opinie daaroor, hoe sien dit in die hand van die woord, as dat 'n mens alles wat vir jou gestuur word, so nie aanvaar as die werklikheid, want dit is, ek wil nie sê meeste van die tyd, maar dit is baie keer, nie volgens wat die Bybel ons leer nie. Ons gaan vanmôre dan 'n bietjie kyk, broers en susters, na hierdie beginsel net van 'n 10. Is dit afdwingbaar? Moet ons dit nog doen, die Nuwe Testamentiese kerk en vandag en so meer? Dit is so dat baie van die charismatiese en Pinksterkerke dit wel nog as afdwingbaar beskou. Ek onthou, toe ons in Stilfontein was, ek en my vrou, ons het 'n padkafee gehad, elke Vrydag. Die online gemeenskappe het maar swaar gekry, en ons het Vrydag padkafee gehad, om die gemeente se fondse aan te vul. En daar was 'n lidmaat van een van die ander kerke daar in die dorp, wat van tyd tot tyd daar met ons gekoop het, en hy nie Vrydag vir my gesê, maar hy kan nie verstaan dat ons al hierdie goed moet doen net om aan die gang te bly, om die gemeente in stand te hou. Toe sê hy vir my, julle moet maak wat ons maak. As jy aansoek doen om lidmaatskap, dan moet jy teken dat jy 'n tiende van jou inkomste aan die kerk sal oorbetaal. Toe sê hy, ons werk suiwer op die beginsel van 'n tiende, anders word jy nie lidmaat. Dan kom die vraag, maar wat is dit afdwingbaar om 'n lidmaat van die kerk te word en sovoorts? Wat vra die Here van u en my in hierdie tyd wat ons leef? Kom ons lees vanmôre, broers en susters, uit 2 Korintiërs 9 vers 6 tot 15. En voor ek lees moet ons dan ook een ding onthou. Dat die Ou Testament was onder die Ou Verbond, die Nuwe Testament is onder die Nuwe Verbond. En daar het, alhoewel die wese van die Ou Verbond en die Nuwe Verbond dieselfde is, en die wese van die verbond is, ek sal vir jou God wees en jy moet vir my 'n volk wees. Dit staan vas. Ou Verbond, Nuwe Verbond, die lyn loop reg deur. In wese dieselfde verbond. Maar daar het 'n paar verskille ingekom op grond van die Israeliese eie huishouding, wat in die Nuwe Testament nie meer van toepassing was nie. En sekere dinge van die Ou Verbond wat in Christus vervul is, wat ook nie meer in die Nuwe Verbond van toepassing is. Nou kom ons lees nou vanmôre uit 2 Korintiërs hoofstuk 9, vers 6 tot 15. 2 Korintiërs 9, vers 6 tot 15. Maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai. En wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees op elke goeie werk. Soos geskrywe is, hy het uitgestrooi, hy het aan die armes gegee, sy geregtigheid bly tot in ewigheid. En mag hy wat saad verskaf aan die saaier en ook brood verskaf om te eet, en julle saad vermeerder en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem, sodat julle in alles ryk kan word op alle milddadigheid, want wat danksegging aan God deur ons bewerk. Want die bediening van hierdie hulpbetoning voorsien nie alleen in die behoeftes van die heiliges nie, maar is ook oorvloedig deur baie dankseggings aan God. Omdat hulle deur die bewys van hierdie diens God verheerlik oor die onderwerping van julle belydenis aan die evangelie van Christus en oor die milddadigheid van die bydrae aan hulle en aan almal. Terwyl hulle ook in die gebed vir julle na julle verlang, vanweë die uitnemende genade van God aan julle. Maar God sy dank vir sy onuitspreeklike gave.
sover, die skriflesing, broers en susters, sal ons elkeen by die woord van die Here hoor en dit ook so in die hart bewaar. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons kom vanmôre opnuut met dankbare harte na U toe. Here, omdat U groot en goed is, omdat U ons in hierdie oggend U opgewek het met 'n nuwe dag, met lewe, met 'n dankbaarheid in ons harte, Here, vir alles wat U vir ons gee en vir alles wat U vir ons doen. Elke dag en elke oomblik. Ons dank U, o Vader, vir die voorreg om hier by mekaar te kan wees. Hierdie plek van aanbidding waarheen U ons oproep. Dankie dat U Gees ons in hierdie oggend hier aangeraak het, o Here, om ook gehoorsaam te wees aan hierdie oproep. Dankie vir U woord waarin ons kan lees, Here, U woord wat vir ons die pad kan wys, U woord wat ons leer wat waarheid is en wat verkeerd is. Dankie dat ons alles in U woord kan toets, o Here. Ons dank U, o Vader, vir U kerk waarin ons kan deel het. Ons bid daarom ook vir die kerk, o Vader. Wat in hierdie deur mekaar tye, in hierdie moderne tye waar die mens maar net vir homself leef, steeds kerk moet wees, steeds die evangelie van Jesus Christus in sy volheid moet verkondig. 'n Boodskap wat nie altyd gewild is nie, o Vader. En daarom bid ons vir die kerk, dat die kerk nie slig voor die versoeking om aan die wêreld gelykvormig te word, om te sê wat die mense wil hoor nie, om aan net die mens tevrede te stel, maar dat die kerk sal bly by die waarheid van U woord, o Vader, soos 'n tweesnydende swaard dat ons onsself ondersoek aan die hand van U woord, o Here. Ons bid en vra dan ook dat U met hierdie gemeente sal wees, o Vader. Dat U ons sal gebruik en ons sal seën, Here, dat U ons sal uitstuur na die wêreld daar buite, om 'n lig te wees, hier waar ons woon en werk, om sout vir die aarde te wees, hier waar ons ook 'n invloed op ons medemens kan uitoefen. Ons vra dat U ons sal gebruik, Here, as dankbare diensknegte. Ons bid en vra dat U dit nou tot sal stil maak in ons harte, o Here. Sodat U Gees in ons harte kan werk, sodat ons kan hoor wat U vir ons wil sê, sodat ons dit kan deel maak van ons hart en ons wêreld daar buite, en dat ons ook daarvoor ons sal leef. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Ons sing nou vervolgens saam, broers en susters, uit Gesang 129, vers 1, 2 en 3. Amen.
sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, maar elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem. Ons gaan nou broers en susters ook op hierdie teksvers terugkom. Broers en susters, dis belangrik dat ons, voordat ons kyk na wat die Nuwe Testament sê oor die saak van tiendes, ons ook sal gaan kyk na die instelling van die tiende, die beginsel van die tiende in die Ou Testament. Waarom God dit ingestel het as 'n vaste reël wat elke Israeliet moes nakom. Maar baie belangrik, die beginsel daarachter, die bedoeling daarvan. Waarom? Wat wou God daarmee bereik? Maar soos ek nou vir julle gesê het, alhoewel daar baie dinge van die Ou Testament is, wat nie meer op ons van toepassing is nie. Die Ou Verbond wat vervang is deur die Nuwe Verbond, is dit tog so dat daar bepaalde beginsels is wat vasstaan. En wat ook in die Nuwe Testamentiese tyd wel tot ons as Christengelowiges spreek en ons oproep om ook daaraan gehoor te gee. Maar soos die apostel Paulus hier skryf, nie met hartseer of uit dwang nie, maar dit in blymoedigheid. Kom ons kyk na die Ou Testament, broers en susters, die bedoeling agter die tiende. In die Ou Testament word daar literaal, ongetwyfeld so geweldig baie gepraat oor die saak van die tiendes. God het baie uitdruklik ook toe hy die beginsel van 'n tiende ingestel het as 'n reël vir Israel, het hy baie gesê wat daar agter sit. Ek wil enkele verse daar uitlig, Levitikus 27 vers 30. Ook al die tiendes van die land, van die graan van die land, van die vrugte van die bome, hoort aan die Here. Dit is heilig aan die Here. Staan daar. Selfde met vers 32, wat betref al die tiendes van beeste en klein vee, behoort aan die Here. Dit is heilig aan die Here. Tiende moet aan die Here heilig wees. Staan dit in vers 32. Johannes Calvin, die groot kerkhervormer, het hierdie verse so verklaar en verduidelik deur te sê, as mens gaan kyk na die konteks, as jy gaan kyk na ander gedeeltes waar God oor die tiendes praat, dan is die eerste baie belangrike beginsel, en ek gaan 3 vinnige beginsels uitlig. Die eerste baie belangrike beginsel is dit: alles behoort aan God. Alles behoort aan God. En dis wat God in hierdie 2 verse wat ek aangehaal het, baie uitdruklik ook by Israel tuisbring. Dit behoort aan die Here, dit is heilig, geheilig aan die Here. Geheilig beteken in hierdie konteks afgesonder. Afgesonder vir God. Nou sê Calvin, die Here het nooit toe hy Kanaan vir Israel gegee het as beloofde land, het hy nie afstand gedoen van sy eie eienaarskap van Kanaan. Maar God het as het ware vir Israel gesê, julle mag dit bewoon en julle mag dit bewerk, soos die opdrag ook in Adam en Eva was, en aan die mensdom daarna, as rentmeesters, namens God. Daarom was dit die wesenlike van die verbond. Ek sal vir jou 'n God wees en jy sal vir my 'n volk wees. Ek sal vir jou sorg, maar jy staan in my diens. Nou sê Calvin, wanneer die Here hierdie beginsel van die tiende instel, dan sê hy baie uitdruklik vir Israel daarmee, hulle bewerk die land, die opbrengs daarvan, die vee, die graan,
want dis wat hulle maar daardie tyd hoofsaaklik was, of veeboere of graanboere, en julle kan die opbrengs daarvan geniet, maar omdat dit myne is, omdat dit alles myne is, moet julle 'n deel daarvan afstaan, teruggee vir God, om die eenvoudige eerste belangrikste rede, om daarmee te erken dat dit God se is. Om daarmee aan die Here jou afhanklikheid van hom te bewys. Om daarmee in dankbaarheid vir God te sê, U het dit aan my toevertrou. Hier is die deel daarvan terug. Calvin gebruik die woord weer te sê, dis asof God vir Israel gesê het, julle huur die grond by my, en daardie 10de, die 10%, is julle huurgeld, wat julle moet betaal. Dis nie jou eiendom nie. Die hele wêreld, alles in hierdie wêreld is en bly die skepper daarvan sin. Wat beteken ek, die mens, is ook God se eiendom. Dis tog so. Wat meer is, die Nuwe Testament vat dit verder en herinner ons en sê, maar Jesus Christus, sê die apostel Paulus, het met sy lewe vir jou betaal. Hy sê, ons behoort aan hom. Ons behoort aan hom, hy het ons gekoop, hy het duur betaal vir ons. As ek aan God behoort, uiteraard, alles wat aan nou myne is uiteindelik ook Gods. Ek staan in diens van die Here. So dis die eerste belangrike beginsel wat God by Israel wou tuisbring, rondom die gee van tiendes, hoekom hulle tiendes moes gee. Maar daar was nog 2 ander baie belangrike beginsels wat ons kry, as ons gaan oor in die Ou Testament lees oor die instelling van die tiende en die bedoeling daarvan. Die tweede bedoeling was, dit moes gaan vir die instandhouding van, aan die begin, die tabernakeldiens, wat later dan nou vervang is met die tempeldiens. Onthou, die tabernakel is opgevou en soos Israel getrek het, nomadies beweeg het, is die tabernakel saamgevat, opgeslaan daar, maar hulle bietjie oorgebly, want dit was die plek waar hulle God aanbid het. En toe Salomo die tempel gebou, en vandaar is al daardie beginsels wat op die tabernakel van toepassing was, op die tempeldiens van toepassing. En God het baie uitdruklik daardie opdragte gegee en gesê, die tiende moet ook gebruik word om die tabernakeldiens, die tempeldiens in stand te hou. Want is daar by die tabernakel of die tempel waar die priester vir die volk gesê, so spreek die Here. Onthou, God het aan sy priesters en sy profete, het hy sy wil en sy woord bekend gemaak, en hulle moes dit aan die volk oordra. Dis eers later wat alles op skrif gestel is. So die tempel was die plek waar die volk heen gegaan het, waar die priester namens die volk met God 'n ontmoeting gekry het, en bepaalde dinge daar gedoen het. En God het gesê, die tiende gaan vir die instandhouding van die tempel. Alles wat in die tempel gedoen moes word. Voorts het God daarby saam gesê, die stam van Levi het nie 'n stuk grond gekry, toe die ander 11 stamme grondgebied gekry het. Want het God gesê, Levi, die hele stam word toegewy aan die tempeldiens. Hulle beroep, hulle lewe is die tempel, om die tempel te versorg en alles wat daar by die tempel gedoen moes word, dit moes die Lewiete na omsien, en die priester mag ook net uit die stam van Levi wees. En die Here het gesê, omdat hulle die grond gekry het, om te werk, om te bewerk, sodat hulle 'n tiende aan die Here kan afsonder nie, maar hulle staan voltyds in diens van die Here, het God gesê, daarom moet die tiende gebruik word, om vir die tempeldiens, vir die priester en vir die Lewiete te sorg, want hulle is in diens van God. So die tweede belangrike beginsel rondom tiendes was, hou die tempeldiens en alles wat met die tempeldiens te doen het in stand, want dit gaan oor die verkondiging van God se woord, so spreek die Here.
wat uiteraard belangrik is. Die derde beginsel vir die instelling van die tiendes. U weet dat die Here daarop nogal baie ingestel was. Daar was verskeie wette rondom dit, ook buite die tiende, ander wette, wette rondom dit. Die weduwees en die wees. God het baie uitdruklik gesê, daardie tiendes moet aangewend word om te sien na die weduwees en die wees en daardie lede van die volk wat swaar kry om watter omstandighede ook al. Dit was baie belangrik. Die weduwees en die wese wat versorg moes word. Calvin het 'n belangrike ding gesê rondom die instelling hierdie spesifiek, hierdie 2 verse wat ek vir gelees het, die 27 vers 30 en 32, en Calvin het baie belangrik gesê, hy het gesê, God ken die mens, en dis waar, hy ken die mens, hy weet hoe die mens dink, hy weet hoe die mens optree. En die mens is baie geneig, sê Calvin, om eie geregtig te wees. Bedoelende sê hy, die mens sê, ek het geleer om dit en dit te word. Ek het die geld of my pa die geld gegee, my ma vir my om dit te bekom. Ek het daardie ding gekoop, dis myne. Dis myne. Ek het vir dit gewerk, en is die waarheid. My tyd, my krag, my energie, my kennis, my arbeid, my alles. Dis myne. So hoekom moet ek enigiets daarvan met enigiemand anders deel ook met God? Dis myne. Sê Calvin, en omdat God weet dis wat die mens dink en optree, het hy hierdie beginsel van die tiende as 'n vaste instelling vir Israel gegee. Juis om hulle te sê, nee, dit is nie julle sin. Dit is nie joune nie, bly myne. Jy huur dit by my. Jy mag dit gebruik, soos Calvin gesê het. Maar 'n tiende daarvan gaan vir die om jou afhanklikheid van God te erken. Eerste plek. Tweede plek, gaan vir die instandhouding van die tempeldiens. Gaan oor die woord van God. Derde plek, gaan oor die weduwees en die wese bedoelende, hulle wat sukkel en swaar kry weens bepaalde omstandighede. Dis die beginsel. En daarom het God dit so sterk by Israel beklemtoon, om te besef, maar dit is nie myne. Dis God se. Wat ek het, met genade. En uit genade en uit dankbaarheid en erkenklikheid gee jy daarvan vir die Here terug. Nou wat nou van die Nuwe Testament? Broers en susters, interessant, as jy nou kyk, die woord die tiende, of tiendes, om ongeveer 7 of 8 keer in die ganse Nuwe Testament voor, teenoor handevol kere in die Ou Testament. Jy kan gaan kyk, as jy toegang het tot so 'n program, ek het dit gedoen, kom letterlik 7 of 8 keer voor. Net dit. 4 keer daarvan is in die boek Hebreërs. Die skrywer van die Hebreërs al 4 keer dit aan Abraham koppel. Dis 'n stukkie geskiedenis wat hy daar verduidelik en hy verwys na die tiendes wat Abraham betaal het. En dan het hy net iets daaroor gesê. Wanneer van daai 4 keer het hy enigiets probeer sê van in die Nuwe Testament, julle moet nog steeds julle tiende bring. En nie een van die ander kere waar die woord tiende of tiendes in die Nuwe Testament voorkom, word daar gesê, of ek wil amper sê geskink daarop om te sê, maar jy moet nog steeds jou tiende vir die kerk van Jesus Christus bring nie. Dit staan nie so. Nergens. Die keer wat Jesus self na tiendes verwys, heel interessant. En dis omtrent die enigste keer wat Jesus oor die saak van tiendes gepraat. Hy het nie gesê, help ook om tiendes te gee. Want daar is bepaalde beginsels. Maar Jesus het in 'n negatiewe teregwysing van die Fariseërs en die skrifgeleerdes oor die tiendes gepraat.
Julle roem daarop dat julle tiendes gee. Hy sê terwyl julle al die ander dinge agterlaat. En as ons in die konteks kyk, dan praat Jesus van julle barmhartigheid en julle sorg en julle liefde. Dis agterweë. Julle gee die tiendes omdat dit van julle verwag word. Julle gee dit eintlik onder dwang. Anders 'n reël wat vir Israel ingestel is. Maar julle sorg nie vir die barmhartiges die wat nodig het. Want hulle klomp storieetjies gehad, byvoorbeeld selfs om hulle hulp aan hulle ouers van hulle af weg te skryf. Het hulle gesê, maar ons gee tiendes. So uit daai tiendes uit, moet daar vir my ouers gesorg word. En dis my aan by die vraag dan, as ek dan nou 'n tiende gee, hoef ek nie die ouer thuis te help? Hoef ek nie die man te help wat nood ervaar nie, want ek gee mos vir die tiende. Of andersom, as ek die ouer thuis help of my buurman help, moet ek dan nog my tiende gee vir die kerk. Hierdie goed is redelik duidelik uit die Nuwe Testament. Maar soos ek nou vir julle gesê het, daar nêrens in die Nuwe Testament op enige aard, enige vorm, enige manier op die Christen gelowige iets gelê word van jy moet jou tiendes onderhou nie. Dit word nêrens gespreek of voortgesit. Die bedoeling is juis Jezus en daardie wette vervul, daardie spesifieke wette wat vir Israel gegee is, wat nie deel was van die wet van God wat ons op vandag nog onderhou nie. Maar al die ander wette wat vir Israel gegee is, die het Jezus kon vervul. Selfs die priesterambt het Jezus vervul. En noem dit maar. Dan kom daar in die Nuwe Testament iets anders ter sprake. Ek het nou net herhaal dit gesê, die ou verbond en die nuwe verbond. Daar's 'n bepaalde beginsel wat geld het rondom die tiendes. Daardie beginsel het nie verander nie. Die reël het verander, die 10% het verander. Die afdwingbaarheid van jy moet 'n tiende gee, het verander. Maar die beginsel staan. En ons kry dit onder andere dan hier, ekskuus. Ek wil net een of twee teksverse met u deel, om dit uit te lig. Die het ons gelees in vers 7, dat elkeen gee soos in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie. Want God het my bemoedige gewer lief. Waaroor gaan dit hier? Nie uit droefheid of dwang nie. Want daar die Fariseërs en skrifgeleerdes het geroem in hulle tiende wat hulle gee, hulle tiende, en hulle getrou is in die wet. Hulle het allerlei ander maniere probeer om dit te omseil, om nie hulle verantwoordelikhede na te kom. Hulle het nie barmhartigheid betoon nie, hulle het nie liefde in hulle harte gehad. En dis waaroor Jezus hulle aangespreek het, en Paulus kyk nou terug daarop en sê, as jy gee vir God, moet nie gee omdat jy gedwing word. Hy was self gedood. Self is hulle nie. Hy ken sy mense se harte. Hy weet hoe hulle gerebelleer teen die tiende. Maar hulle het gegee, want hulle het ons ook gedink, hulle word gered op grond van hulle nakoming van die wet. En Jezus het die wet verval, so ook vir Paulus, soos vir ons geld 'n ander beginsel. Ons word nie meer gered op grond van hoe jy die wet nakom nie, die letter daarvan nie. Ons word uit geloof en genade gered, maar dan kom daar die dankbaarheidsbeginsel weer ter sprake ook. Nou sê Paulus, as jy gee, jy moet gee. Dis waar, daai beginsel staan. Maar as jy gee, moet dit uit jou hart uitkom. Jou hart moet reg wees. Jy moet dit nie gee omdat jy gedwing word nie. Of jy moet nie dit al murmurerende gee, hartseer sê hy, asof jy nou trane gelyk was omdat jy nou vir die kerk van Jesus Christus geld nie moet gee nie. Hy sê,
hy praat van die blymoedige gewer. Kom 'n blymoedige gewer uit. Paulus kom daar neer, hy sê, want as jy besef wat die Here Jesus Christus aan die kruis vir jou gedoen het, dan het jy 'n lewe van blymoedigheid, dan het jy 'n dankbare hart, dan gee jy vir God terug, met dankbaarheid, met blymoedigheid, oor dit wat hy steeds elke dag, nie net aan die kruis, maar elke dag vir ons doen. Dan skryf Paulus in 1 Korintiërs 16 vers 2, hy sê op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle self op sy sit en opspaar na mate sy voorspoed is. Paulus sê, daardie opspaar een kan sit die eerste dag van die week, hy sê maar ons kom dit haal, ons gaan dit kom kollekteer. En dan sê hy, na mate jou voorspoed is, bedoel dit, na mate van wat jy het. As jy nie baie het nie, en dit kom in die volgende een, 2 Korintiërs 8 vers 12, want as die bereidwilligheid daar is dit welgevallig volgens wat iemand besit, nie volgens wat hy nie besit nie. Paulus sê, God vra nie van jou wat jy nie het nie, wat jy nie kan bekostig nie, wat jy nie kan afstaan nie. Na mate van wat jy het, na mate wat jou voorspoed is die woord wat hy gebruik in die ou vertaling. Jy gee uit dit uit. So dit gaan gebeur dat een ou in ons terme argument daar uitgedruk R1000 'n maand gee, want hy kan dit bekostig. Hy kan eintlik dit selfs meer bekostig in sommige gevalle, sê Paulus, na mate wat jy het. Maar 'n ander ou kan net nie meer om bekostig. En dan gee hy sy R10, dit is al wat hy kan bekostig. Want God kyk na jou hart, nie meer na hoe jy die wet nakom of nie nakom nie, want soos ek gesê, daai is in elk geval vervulling wat Christus kon doen het, daarom dat die apostels in die Nuwe Testament die hele beginsel van 'n tiende verander deur te sê, dis 'n beginsel van jou hart, op grond van wat jy het. Dis waar het neem. So daardie beginsel van 'n 10, nee, dit staan nie meer in die Nuwe Testament. Nee, kom, probeer het onderstel. Die 10de staan nie meer, maar die beginsel agter die 10, dit staan nog steeds. En daardie beginsel weet eens, u en ek moet ook aan God ons dankbaarheid betoon. Ons moet ook aan God betoon dat ons weet alles is eintlik sinne. So die beginsel van die offergawe wat ons in ons tyd, soos ons dit nou noem, het word meer 10de genoem, nie dit word offergawe genoem. Die beginsel van die offergawe is in die eerste plek juis om ook daarmee vir die Here te sê, ek erken, ek besef, ek bely, alles is Jesus. En daarom staan ek 'n deel daarvan af. Tweede plek bly die beginsel. Daarom sê Paulus hier, julle moet opspaar, een kant nie, as dit ons onderkry, want dit gaan nog steeds oor die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus. Meer as ooit tevore, ek wil sê, daardie beginsel in die Nuwe Testament is nog belangrik as jy denk aan die Ou Testament. Want in die Nuwe Testament het die Here Jesus Christus gesê, daar's nie nou meer net 'n kwessie van net bestaan nie. Nou is dit elkeen oor die wêreld heen wat in Jesus Christus glo. Dis 'n ander beginsel. Maar hierdie evangelie moet nou juis gevat word na die hele wêreld buite. So die kerk van die Here Jesus Christus oor die wêreld heen moet in stand gehou word. Die evangelie van Jesus Christus moet verkondig. Dit mag ons nie ontneem nie. En die derde, ja, ons het nog steeds die derde wees moet wees. Die beginsel ook in die Nuwe Testament kry ons baie in die Nuwe Testament. Die hulp wat verleen moet word aan die weduwees en die es. Anders sal feitlik gesê, die Israeliet moes weet, dis hoekom dit so streng was in die Ou Testament. Moes weet, as jy nie jou 10de aan God gee nie, is die tweede, jy steel van God, en dis
balans. Want uit daardie tiendes word die behoeftiges gehelp. Uit daardie tiendes word die tempel in belang van God, maar ook in belang van die volk in stand gehou. As jy dit nie gee, sê hy, jy steel van God en dis oorverhaal. Die Here sê self in Malagi 3, sien waar het neergeskryf, Malagi 3 vers 9, praat die Here oor die beginsel van die offers, en dan sê hy vir Israel, julle beroof my, in jou vertaling, en dan sê Israel, maar waarvan beroof ons nie? En dan kom God se antwoord, Malagi 3 vers 9, kan nog gaan lees, en dan sê hy, julle beroof my van tiendes en offergawes, want kyk die twee woorde kom daarvoor. Julle beroof my van tiendes en offergawes, want wat het Israel begin doen? Hulle het dit begin afskeep. Wat het daaronder gelei? 'n klomp goed, die instandhouding van die tempel en die weduwees en die wese wat versorg moes word. Toe sê God, julle beroof my, en dis waar Johannes 5 vandaan kom om te sê, jy steel van God, as jy nie jou offer bring nie. Vir my en ons tyd, broers en susters, by daardie beginsel, dat om hierdie 3 redes, gee ek vir God se kerk. Nou wat nou van die ouer tyd, ek gee nou met die kerk, moet op die ouer tyd ook nog help. Kan vind jy natuurlijk, dit sluit nie die ouer tyd uit. Oral waar ek kan help, waar het vir my moontlik is, wanneer ek in staat is om te help, my buurman, my ouerhuis, my skool, die kerk is in noodsaaklikheid, sê die Bybel, en kan fyn beklemtoon. Maar die ander goed wat ek te doen kry op my lewenspad, is deel van my verantwoordelikheid om vir die Here te sê, dankie Here, vir die voorreg wat ek het. As ek dit kan doen, dan doen ek dit met liefde en graag, met te bly moedige hart. Belangrikste een is dit, wat die woord ons leer, daardie beginsel. Dit gaan in die eerste plek oor die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus. Daarom mag ek nie sê, ek gee wel vir die ouerhuis, en ek gee vir die kerk, en ek gee vir die sportklub, ek gee vir die ouerhuis, en vir die skool, en die sportklub, ek het nie geld vir die kerk, want ek gee my tiendes op die wyse. Dit, sê die woord enkel vry, dit kan nie wees. Dan steel ons van God. Sluit af met die gedagte, broers en susters, want dan het ek in my loopbaan al baie net omgekry. Met die gedagte rondom wanneer kan ek en wanneer kan ek nie. En wie moet ons help en wie moet ons nie help? Die twee punte afsluit. Ek noem 'n voorbeeld. Ek dink nie ons moet vandag se omstandighede vergelyk met 30 jaar terug. 30 jaar terug, 40 jaar terug, wil ek amper sê as 'n blanke, dat ek die woorde so gebruik, nie gewerk het, was dit meeste van die tyd omdat hy nie wou werk. Want daar was hy. Vir my was dit vreeslik eenvoudig, weet jy in die gemeente in Lichtenburg in Gesondheid, was 21 jaar, dus ons moet baie voorbeelde daaruit gebruik, persoonlik daar. As 'n lidmaat die werk verloor het, dan klim ek in my voertuig en ek ry operasie. Almal wat Lichtenburg ken weet, die sementfabrieke en die operasie is die twee grootste werkgewers. En ek gepraat met die personeelbestuurder en ek, soos ek hier staan, sê, nou vir dis die heilige waarheid, binne 'n week of 2 later het daardie lidmaat werk gehad. Dis 'n feit. Daarom was die beginsel as ons, ek weet nie of nou nog die beginsel is nie, maar as ons mense gehelp het, was dit gewoonlik vir 3 maande. Want 3 maande was gewoonlik lank genoeg om vir iemand om werk te kry. Dis anders vandag. Is verskriklik maklik om jou werk te verloor in ons tyd. Nie omdat jy sleg gewerk het eers of wat was nie, wees regstellende aksie. So eenvoudig is dit. En as jy eers jou werk verloor het, sê ek nou vir jy, ek het al probeer tot my man maand net oor. En jy kry belendig werk vir daardie mens.
Wat moet die kerk doen? Sê nee, ons help. As ons ook Christus en ongehoorsaam aan God se woord. So ons kyk vandag na die omstandighede waarin ons as God vasgevang is en ons neem dit in gedagte, want deel van hierdie kerk, hierdie gemeente, elke kerk op aarde se verpligting is deel van my 10de, tussen aanhalingstekens, om te sorg dat ons mense wat nie kan nie, wat nie het nie, gehelp word. Wie gaan dit help? Broers en susters, die laaste ding, van ek kan nie gee nie. Ek verstaan ons op ons tyd. Dit is absoluut so. Baie lidmate wat regtig as jy 'n lysie gaan maak van inkomste en uitgawes wat ek moet doen in 'n bepaalde omstandighede, dan sien jy, is onmoontlik. Maar die probleem kom in. Nou nie meer so erg nie, deesdae het ons wifi, ek en my vrou het nie eens 'n televisie wat 'n skottel of 'n ligdraad of 'n ding het nie, hy is 'n skerm waar ons moet kyk wat ons van die internet afhaal. Maar ek daag daar terug. Kom nie die ander om, as jy die lidmaat, nee, jammer, ek het nie geld vir die kerk nie, omdat my swaar, maar as 'n skottel teen die muur, as jy 'n skottel met 'n DStv, en weet jy wat kos DStv, ek weet nie meer, jare terug, maar is seker rondom 1000 rand. Jy kan nie vir God se kerk sê, ek het nie geld nie, maar ek het 'n skottel. Dan steel ons van God. Sien waar? Hoor mooi. Ek herhaal dit. Dan steel ons van God. As ek vir die Here wie se woord in stand gehou word, se kerk sê ek het nie, maar ek het vir myself. Dis hoekom Calvin sê God in die eerste plek die wet vir Israel ingestel. Omdat hy geweet het dis hoe Israel redeneer. Toe maak hy dit 'n wet. Maar Jesus het die wet vervul. U en ek leef nie meer onder daardie wet nie. Ons leef uit ons hart, uit ons gesindheid, uit ons dankbaarheid, uit ons blymoedigheid lewe ons. En dan moet ons deur dit wat ons vir die Here God gee, vir ons sê dankie Here, dis alles U se. Dankie vir wat ek het. Gee terug om die evangelie in stand te hou, om die kerk van die Here Jesus in stand te hou, om die te help, wat regtig U het. Mag die Here gee dat U en ek dan ook hierdie saak in daardie lig sal sien. Dis 'n beantwoording van die vraag van die video, wat is die beginsels rondom 'n 10de, moet ons dit nog na? Nee. Maar op dieselfde beginsels geld. Mag die Here ons daarin genadig wees en ons almal blymoedige gewers maak, sodat ons ook diegene onder ons wat minder bevoorreg is, kan help, soos God dit van ons vra. Amen. Kom ons dank nou saam. Prima heilige God, Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons vanmôre U woord het, wat vir ons die rigtingwyser is, Here, U woord wat vir ons die antwoorde gee op ons vrae. Dankie dat ons vanmôre kan hoor, Here, dat U op ons nie meer die verpligting, die wet van die 10de plaas, maar dat U ons oproep, o Here, tot 'n gesindheid, 'n dankbaarheid, 'n vreugde. En dat daardie gesindheid sal bepaal, Here, dat ons in dankbaarheid vergeef en standhouding van U kerk op aarde. Dankie, Here, vir dit wat ons het, aan ons verdien dit. Geef nog ook, o Vader, dat ons bewus sal wees van ons broers en susters in die geloof en ander volksgenote, Here, wat in hierdie tye baie swaar. Geef ook, o Vader, dat ons nie net bewus sal wees, maar ons ook ons verantwoordelikheid sal nakom, soos wat U dit van ons vra. Dat ons mekaar sal help en sal ophelp, Here. Waar moontlik, Here, gee tog dat daar 'n uitkoms sal wees, sodat ons mense sal kan werk, Vader, om 'n inkomste te genereer,
om gesin te kan versorg, maar ook die kerk in stand te kan hou. Wees ons genadig in dit alles, o Here. Ons dankie vir al die seëninge wat ons uit U hand ontvang. Gee dan tog, o Vader, dat as ons hier uitgaan, ons daardie dankbaarheid ook sal lewe. Ons bid vir almal, Here, wat in hierdie tyd dat nou voor lê, dalk op vakansie gaan, baie gaan, ook nie aan daar uitgestrek, jy wil ons bring elkeen die veilig terug by ons. Vergeef ons menigvuldige sondes, ons vra dit in die naam van Jesus Christus ons verlosser. Amen. Ons slotsang, broers en susters, gesang 128, ons sing daarvan die eerste en die tweede intensies en die vierde vers waar ons onsself in die hande van die Here sit, ons lewens, ons arbeid, ons geldkie, omdat ons besef, dit behoort aan die Here. Psalm 1:8 vers 1, 2 en 4 en so. Vandaag spies ons ingesamel. Ja, asseblief, André. Kom ons raak eers keer rustig.
dankie dat u ten spyte van die buiten, die wind daar buiten, nog steeds môre ook hier is. Baie dankie daarvoor. Jou winter het maar geleentheid om te vang onder die volk. Ons kon dit gewoonlik agter 'n kerkingsbybel. Dis altyd opmerklik minder, maar ek moet vanmôre vir u sê, ek is regtig baie dankbaar om verras. Ek sê al net vir my vrou, mens sien dit oral waar ek nou my lewe al was. Ek het gewoonlik die eerste 4 maande van die jaar, as al daai mense bekend. Maar die eerste skoolvakansie wat ons tref, April, daarna neem dit sommer 10, 20, selfs 30% af. En dan sien jy daar ons eers weer volgende jaar as Januarie. Maar ek moet sê, baie dankie, hier werk dit regtig vallend nogal so, en baie dankie, dat die steeds ons trek einde Junie, nog steeds in 'n mooi getal teenwoordig is. Ons waardeer dit. Broers en susters, dan wil ek ook net genoem het, daar's baie mense wat my vra, hoe ver trek ek met my goed? Ek trek kliphard. Dinsdag moet ek in Pretoria wees, dis die eerste stap. Dinsdag moet ek in Pretoria wees by Dr. Johan Schutting. En as hy nou die groen lig soort van gee, net dan mag ek nou my indien. Als is nou klaar en reg, ek mag nou net vir die gesprek met hom. En as hy die groen lig gee, dan stuur ek nou in vir die Pretoria, en dan moet ek nou nog met hulle 'n gesprek. En ons vertrou dat dit ook redelik binnekort sal gebeur, so dan sal ek jou hoogte hou, maar eers komende Dinsdag moet ek landpad Pretoria toe aanpak, ek moet 10:00 die oggend daar by Dr. Schutting wees. Broers en susters, dan ook ander afkondigings, voorbidding vra ons asseblief vir die volgende, Alta Swanepoel, wat operasie gehad het, wat die huis aansterk. Broer Henny Kom, Linda se man, sy vat hom môreoggend Klerksdorp toe, vir toetse en dinge, dit is dalk sy hart wat nie so lekker is nie. En Suster Mabel Skool se suster wat nog ernstig siek is, dan die Bondegenaar self loop, sy is op die huis. Gisteraand weer moet daar gesels, sy het gewas op die lipblad verwyder en ook die verdere inspuitings gekry vir die murgkanker. Maar onder omstandighede van daar, Suster Margaret Stein se broer is oorlede, ek kan nog net die afkondigings af, ek gaan daar ook iets verder sê. Suster Elby Potgieter wat ook nog siek is, Lorraine Tooi dieselfde, en Suster Frida Lourens, die gaan nou 1 Julie, begin Julie, Bloemhof Oude Huishof. Hierso, hier opgeneem. Ek het hom net aanvaar, omdat hy by Bloemhof Oude Huis betrokken is daar, is hier. Goed, sy word hier opgeneem, dan is sy nog onder ons sorg hier. En Suster Susan Marleen gaan vir 'n doktersondersoek in Bloemfontein, en dan Marie die Jager se seun, die naam van nog reg, wat ook gaan vir toetse, baie sterkte vir julle almal, mag die Here sy hand van genesing en vertroosting oor almal uitgestrek hou. Verjaarsdag van die week, die 22ste, Suster Sarine